Waarom vier ons Kersfees? Oor die Bethlehemster. Want dit is Jesus se verjaarsdag. Want dit is Jesus se verjaarsdag. Want dit is die geboorte van die Here Jesus. Ons vier Kersfees om die geboorte van Jesus Christus te vier. Hoekom hou ons Kersfees? Dit is gebeur. In Bethlehem. En wat het ons nou die aand gesien op die TV? Die Bethlehemster. Jesus is gebore in Bethlehem. In 'n Bethlehem. Skape en sy mamma en sy pappa en ander mense het bonkasentjies gebring. En die wyse manne sy ma en sy pa en die engele. Wie was almal daar? Die wyse manne. Jesus, Maria, Josef, die wyse manne en die skaapwagters. Maria, Josef, die wyse manne, die herders en baie diere. In die hemel. Minks, waar's liewe Jesus? Koffiedorhuis. Waar's liewe Jesus nou? In die hemel. Asai. In die hemel. Jesus is in die hemel en hy is aan die regterkant van God. Hy sit aan die regterkant van God. Jesus is aan die regterhand van God. Geseënde Kersfees almal. Hartlik welkom by hierdie Kersdagdiens. Dit is wonderlik om so by mekaar te kan wees op 'n vreemde manier, maar mag ons elkeen werklik waar ons is, die teenwoordigheid van die Here ervaar. En dit is sommer net vir my ook vanoggend 'n voorreg om te sê geseënde Kersfees. Wie het gedink dat ons so vinnig deur hierdie jaar sou gaan en tog het dit op 'n manier gevoel of die tyd stil gestaan het. Maar wil jy nie sommer vanoggend na jou gesinslede draai as jy nog nie het nie en sommer net vir hulle sê geseënde Kersfees. Verskoning vir die tegniese probleme wat ons gehad het vanoggend, maar ek dink dis net so 'n aansluiting by die chaos van hierdie jaar. Moes ons dit net op so 'n manier, dis is nou aan ons bekend, so iets anders sou vreemd gewees het dalk vanoggend. Maar verskoning daarvoor en ons hoop regtig dat julle mooi kan hoor en mooi kan sien en ook saam met ons hierdie feesvieringsdiens ook sal geniet. Marita van der Vyver skryf in die Sari tydskrif van November 2008 oor haar belewenis van Kersfees. En sy sê toe sy nog 'n klein dogtertjie was, toe het hulle rondom die Kersboom gesit, gereed om Kersgeskenke te open. En soos hulle dit gedoen het, het daar 'n paar mense baie bewoe geraak. En sy noem hulle die betraandes onder die Kersboom. En sy sê sy kon dit nooit regtig verstaan nie, totdat sy as 'n groot mens self een van die betraandes onder die Kersboom geword het. Want sy het besef dat daar 'n groot mis in Kersfees, of soos wat sy dit noem, Kersfees is. En ek dink vir ons, veral hierdie jaar, is dit ook 'n realiteit. Daar is tog 'n gemis aan verskeie dinge, aan mense. Dink vanoggend saam met my aan die dinge wat jy hierdie jaar mis. Daardie mense wat jy mis, wat dalk nie nou by jou kan wees nie, maar dalk ook nie meer met jou Kersfees kan spandeer nie. Hulle wat nou by die Here is. Dink saam met my hieroor, waar is daar 'n leemte in jou Kersfees of Kersfees hierdie jaar?
Bring jou gemis na hom en bring ook die mense wat jy weet 'n groot gemis ervaar ook nou na hom toe. Maar hoe wonderlik is dit nie ook dat ons nie net die mis in Kersfees het en moet raak sien nie, maar ook die Christus. En daarom steek ons ook vanoggend die Christuskers aan. En ons onthou dat Jesus Christus vir ons na die aarde toe gekom het en gebore is. En mag jy ook vanoggend hoor hoe God die Vader wat vir Jesus Christus sy seun na ons in hierdie wêreld toe gestuur het. Hoe Jesus Christus wat gewillig was om in ons skoene te kom stap. En hoe die Heilige Gees wat ons gedurig daaraan herinner dat hy by ons is, ook vanoggend vir ons groet en seën met die woorde wat weer klink deur die hele Kersverhaal. Vrede, vrede vir jou. Vrede vir jou wat by vriende en familie is. Vrede vir jou wat alleen is. Vrede vir jou wat vreugde beleef. Vrede vir jou wat swaar kry. Vrede vir jou wat oorgenoeg het. En vrede vir jou wat ook hartseer beleef. Amen. Ons het in hierdie tyd in oploop tot Kersdag gedurende Advent 'n reeks gevolg waar tydens ons 'n bietjie in die skoene van Maria, Josef, die wyse manne en ook die skaapwagters gestap het. En indien jy enige van daardie dienste gemis het, gaan kyk gerus weer daarna op YouTube. En die kinders het dan ook sulke templates elke week ontvang wat hulle kon inkleer en dan kon aan mekaar sit en julle sal sien in die krib soos wat dit nou vir julle gewys sal word, het ons al die karakters gesit. Maar kinders, ek wonder of weet julle watter een kort nog? Sê gou vir mamma of pappa by die huis. Watter een kort nog? Jesus kort nog, natuurlik. En dit was vir my so wonderlik om te hoor dat daar mense kerkkantoor toe geskakel het in die vorige week en die kerkkantoor sou gesluit het en hulle was baie bekommerd geweest dat hulle nie vir Jesus gaan kry nie, die Jesus template gaan kry nie. Want die kerkkantoor gaan toemaak en ons het hulle verseker, moenie bekommerd wees nie. Jy gaan nie vir Jesus misloop nie. En dit is eintlik vir my so 'n mooi storie. Wie van ons wil nie vir Jesus misloop nie? Sjoe, mag ons dit regtig in ons lewe beleef, dat ons hom nooit misloop nie. Nou maar kinders, julle kan dan gerus vanoggend ook julle krippie en vir Baba Jesus dan inkleer en julle kan dit dan ook by julle Kerstoneel sit om dit nou te voltooi. Nou kom ons dink terug aan hierdie persone, Maria, Josef, die wyse manne en natuurlik die skaapwagters en ook Jesus se pad in hulle skoene na Bethlehem en ook na die krib toe. En ons gaan dit doen deur stil te word en na die volgende pragtige lied te luister.
vertrek die hoop lewe na harte na Bethlehem om die kindjie te sien. Toe hul omkry en doeke by Maria het al gekniel voor die koning se kind. Die koning van die hele wye wêreld het al gevind in Bethlehem se stal. Hy is die Heer, geseënde uit die hemel. Hosanna, Hosanna, sy vrede breek na neer. Hosanna, Julle word ook nou uitgenooi om saam met ons belydenis van ons geloof te doen, dat ons werklik glo. Jesus het na die aarde toe gekom en ons doen dit vanoggend deur 'n ou bekende lied saam te sing, al was ek nie daar nie. Hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, dis Kersfees. En ons besef, U het ons deur hierdie jaar gedra tot hier. En as ons terugkyk, is daar baie dinge om oor hartseer en ongelukkig te wees. Maar is daar soveel te meer om oor dankbaar te wees en fees te vier. Want Here, al was ons nie daar nie, weet ons dit is waar dat U vir ons gebore is. Dat U wat God is, in ons skoene kom stap het. En ons mensehande kom vat het en saam met U op reis geneem het. En steeds doen, hier in 2020. Here, dankie dat U deur al die jare heen nog U kerk in stand hou, dit uitbou. En Here, dankie dat U deur die Heilige Gees ook vir ons kom openbaar wat U in U woord vir ons wil kom sê. Maak ons harte vanoggend ontvanklik daarvoor. En Here, laat daardie saad op vrugbare grond val, om ook in die jaar wat kom 'n pragtige oes op te lewer, wat vrugte dra tot eer van U naam, ongeag wat daardie jaar mag inhou. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
Ons lees vanoggend saam uit Lukas 2 en ek nooi julle uit om saam met my julle Bybels oop te maak daar en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 7. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. En ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ook ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word, en sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou Lukas se weergawe van die geboorte van Jesus is besonder feitelik en dit help ons ook om hierdie gebeure histories of geskiedkundig te plaas. In die eerste plek lees ons van keiser Augustus en goewerneur Cyrenius. Dit is twee figure waaroor daar in geskiedenisboeke geskryf word, wat ons kan gaan nalees. En wat vir ons sê, hierdie het gebeur in daardie tyd. Ons lees van die volkstelling. Nou, dit het so gewerk dat mense moes gaan om hulle name en hulle inligting en ook finansiële besonderhede te gee, sodat hulle uiteindelik belasting daarop sou kon betaal. Ons lees ook waarheen Josef en Maria gaan en waar die gebeure van Jesus se geboorte plaasgevind het. Die dorp Nasaret, Lukas is baie spesifiek hier, die dorp Nasaret in Galilea, in Judea, in Bethlehem. Ons kan dit mooi plaas. En dit was dan natuurlik ook meer bekend as die stad van Dawid. En ons lees oor Josef se agtergrond in aanleiding daartoe, dat hy ook van die stad van Dawid gekom het, en hy was iewers in die geslagsregister van Dawid ingesluit. En ons sou dit kon gaan naslaan, en ons sou waarskynlik Josef se naam daar gevind het, en hom op so 'n manier kon opspoor. Nou Maria se bevalling word ook op 'n baie geloofwaardige manier geskryf. Dit moes nie 'n maklike geboorte gewees het nie, want Lukas sê vir ons, dit was haar eerste kind gewees. Sy het duidelik gevoel dat dit nou tyd is vir die geboorte, en ek dink swanger vrouens sal dadelik daarmee kan identifiseer. En Lukas skryf ook dat sy vir Jesus in doeke toegedraai het. Nou dit was soos geskeurde linne gewees waarin sy hom toegedraai het. En so mooi verwys dit ook na Jesus wat toegedraai sou word na sy kruisdood. So dit is ook half profeties. Maar Lukas sê vir ons, Jesus is in doeke toegedraai en hy's neergelê in 'n krib, omdat daar nie plek vir hulle in die herberg was nie. Alles fyn besonderhede wat vir ons hierdie gebeure baie mooi inkleer. En Lukas se doel hiermee is om vir my en vir jou ook, wat dit vandag nog lees, te laat besef, hierdie is nie 'n sprokie nie. Dit is nie 'n storie of 'n mite nie. Jesus is werklik gebore. Dit het regtig gebeur. Nou liewe familie en vriende in die Here Jesus Christus, 2020 het ook op 'n manier met ons almal gebeur. Dit was ook 'n geskiedkundige jaar met verskeidenheid gebeure waardeur dit geken sal word en vir altyd onthou sal word. In die eerste plek die coronavirus, die dra van maskers, lockdown, oorvol hospitale, die afsterwe van baie mense en uiteindelik die vind van 'n vaksine. Die Black Lives Matter beweging,
wat ook verskeie ander bewegings tot gevolg gehad het of weer daartoe aanleiding gegee het. Ons het die kontroversiële Amerikaanse presidentsverkiesing beleef. Die hoogbloei van werkloosheid, plaasmoorde en geweld teen vroue en kinders in ons eie land, die Senekal gebeure, strande wat gesluit is oor die Desember vakansie, matriekuitslae wat eers in Februarie beskikbaar sal wees. En natuurlik die mees onlangste geskiedkundige gebeurtenis, die Bethlehemster, of so word dit genoem, wat vir die eerste keer in 800 jaar reg oor die wêreld sigbaar was op 21 Desember. Ek hoop julle kan dit sien. Dalk op foto's, want hier in PE was dit ongelukkig 'n bietjie bewolk geweest. Wat 'n wonderlike gebeurtenis. En hierdie dinge het werklik gebeur. Dit is die realiteit wat ons almal deurleef het en ook die realiteit waarmee ons steeds leer om saam te leef. Nou hierin vind ons vandag in die besonder 'n troos en 'n uitdaging. In die eerste plek 'n troos, want ons besef ten spyte van geskiedkundige gebeurtenisse en hoe die wêreld mettertyd ook verander en wat rondom ons gebeur, God verander nooit nie. Jesus se geboorte, wat lank reeds voorspel is, gebeur. God hou by sy woord. Daardie profeseë word waar. En Jesus se geboorte gee vir ons 'n vashou plek, 'n terugdinkplek in die geskiedenis. En ook hierdie jaar glo ek dat ek en jy elkeen vir God op besonderse maniere beleef het. Dis 'n vashou plek, 'n onthou plek van God se getrouheid en God se goedheid. Dis amper soos om deur 'n fotoalbum te blaai en die mooi herinneringe te onthou. Die afgelope tyd het ek iemand hoor sê dat dit nie God is wat verander nie, maar dat dit ek en jy is wat verander. En hy het dit so mooi beskryf, soos wanneer ons met 'n fiets ry en die wind waai van voor af, dan sê ons, die wind is teen my. En wanneer ons na die ander kant toe ry, dan sê ons, die wind is met my. Maar wat het verander? Jou rigting of die windrigting? Nee, jy het verander. En dis is vir ons so 'n troos. God is getrou, selfs al verander ek en jy. En dit bring ons ook by 'n uitdaging, want ons moet verander. Die realiteit van geskiedkundige wêreldgebeure soos die van Jesus se geboorte en baie ander wat tot en met nou plaasgevind het, is dat daaroor gesê word, dit het die wêreld onherroepelik verander, of soos wat ons dit geken het, is dit nie meer dieselfde nie. Wat waar is, maar dit wil vir my voorkom of dit net maar vir 'n sekere tydperk is. En daarna, dan keer ons, of ten minste die meeste van ons, terug na ons ou patrone en ons leefwyse soos vroeër. Wie van ons het nie in die begin van hierdie jaar, of althans in die begin van lockdown gesê, nou het ek meer tyd om dinge te doen, en ons het 'n hele lysie gehad van dinge wat ons sou doen nie. En dan het ons aan die einde van lockdown gekom en besef, ons het niks daarvan gedoen nie. Of ons het beloof dat ons meer gaan stil word by die Here. En toe ons kon terugkeer werk toe en skool toe, het daardie belofte ook maar vervaag. Ons as mense het maar die geneigtheid om terug te beweeg na ons ou gewoontes, ons ou leefwyse toe. En dikwels vra ek ook myself die vraag, Jesus het dan gekom om die wêreld te verander. Waarom wil dit voorkom of ons dan maar net op dieselfde trant voortgaan? Soveel slegte dinge gebeur rondom ons.
Maar ons het egter nie beheer oor sommige dinge wat in die wêreld gebeur nie, en ons kan gelukkig en ongelukkig nie verander wat reeds gebeur het nie. Maar dit is egter eerder waar dat wat met ons gebeur, ons verander. En ons het wel daaroor beheer. Ons het 'n keuse oor hoe daardie gebeure ons verander. Die vraag wat ons dus eintlik moet vra, is tot watter mate verander gebeure of laat ons toe dat gebeure ons beïnvloed en ons verander. En vandag, op Kersdag in die besonder, behoort ons te vra, hoe laat ons toe dat Jesus se geboorte, dat God ons daardeur verander? Want dit sal maar slegs 'n geskiedkundige gebeurtenis wat in 'n boek opgeskryf is bly, as dit nie in ons harte ingang vind nie. In Johannes 3 vers 16 bevestig God sy liefde vir die wêreld en in die besonder vir diegene wat in hom glo. Hy sê, ek het gekom dat hulle nie verlore sal gaan nie. Johannes 18 vers 27, daar sê Jesus, ek het gekom om van die waarheid te getuig, sodat mense die waarheid kan hoor en kan ken en kan leef. Johannes 9 vers 39 sê, ek het gekom om die te laat sien wat blind is. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, ek het gekom om sondaars te red. En Hebreërs 2 vers 14, om die wat die dood vrees, vry te maak daarvan. Nou dit spreek van verandering in en deur mense. Jesus het juis daarom aarde toe gekom, om ons wat in die wêreld leef, te verander, sodat ons uiteindelik agente van verandering in hierdie wêreld kan wees. En hoe laat ek en jy dan toe dat God ons verander en dat Jesus se geboorte in die besonder vir my en jou verander? Ons vra, wat kan ons by Jesus leer? Hy kom leer ons, dit is belangriker om te dien as om gedien te word. Dit is belangriker as om te luister as om noodwendig altyd te praat en jou sê te wil sê. Hy sê dit is belangrik om by mense te gaan sit wat die wêreld as onbelangrik beskou. Hy sê vir ons, wees nederig en nie hoogmoedig nie, of nie selfverwaand nie. Jesus kom leer ons soveel dinge en ek en jy behoort te vra, hoe sou Jesus opgetree het as hy in my en jou skoene kom staan het in elke situasie wat ek en jy teekom en in verhouding met elke persoon wat hy oor ons pad stuur. Mag dit werklik vir ons so wees dat die geboorte van Jesus ons ten diepste verander. Dit wat Romeine 12 vir ons sê. Mag hy ons verander deur ons denke te vernuwe. En nie net ons denke nie, maar ons harte, ons hande, ons voete, ons hele leefwyse. Mag dit spreek daarvan dat ons, soos wat ons nou bely het, glo, Jesus is vir ons gebore. En dan kan ons ook die toekoms betree en ongeag wat voorlê, kan ons weet dat ons as veranderde mense deel het aan die verandering wat Jesus in hierdie wêreld wou kom bewerkstellig. Kom ons bid vanoggend saam en vra dat die Here werklik sy geboorte in ons harte ook sal laat gebeur opnuut. Kom ons wy onsself vanoggend opnuut toe daaraan om agente van verandering in hierdie wêreld te wees. En ons dank die Here
dat hy, wat nooit verander nie, by ons is. Here, 2020 het op 'n manier met ons almal gebeur. En ons het verskeie ervarings daarvan. Maar Here, in hierdie jaar het ons ook vashou plekke gekry. Plekke waar ons in ons geloof kon herinner word daaraan dat U nooit verander nie. Ons kon Paasfees vier. Ons kon die kruisdood en die opstanding vier. En vandag kan ons U geboorte vier. Dit bly vir altyd so. En Here, ons bid dat U vir ons sal verander daardeur, sodat ons ook agente van verandering in hierdie wêreld sal wees. Here, laat ons nie vandag net die verhaal lees en ons Bybels toemaak en wegstap en leef soos voorheen nie. Want dan het U geboorte, die ongelooflike opoffering wat U vir ons gemaak het, nog nie ingang gevind in ons lewe nie. En dan het 'n veel erger virus in ons vatplek gekry, die van sonde en die van maar net op die ou trant voortgaan, 'n leefwyse leef soos voorheen. Here, om verander ons harte. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag ook kan bid vir elkeen wat op hierdie Kersdag moontlik alleen is, swaar kry, honger is, op 'n geestelike en materiële manier. Here, wil U ook met hulle wees. Here, wil U ook daar regtig Kersfees in hulle harte laat gebeur. Mag hulle 'n opgewondenheid beleef en ook kan fees vier. Want Here, soos wat ons verlede Sondag gehoor het, daar is altyd rede om te hoop. Want die hoop het na die wêreld toe gekom en sy naam is Jesus. Dankie dat ons U nou ook kan loof en prys en dien deur ons dankoffers te gee en ook 'n loflied tot eer van U naam te sing. Jesus, dankie dat U in ons skoene kom stap het. Mag ons elke dag in elke situasie vra hoe U sou opgetree het as U in ons skoene gestaan het. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid om jou dankoffers te gee en jy kan dit gerus doen deur die skakels te gebruik wat nou op die skerm verskyn. Amen.
ons asseblief weer die loflied sing sodat die woorde op die skerm kan verskyn vir die wat by die huis ook is. Ontvang nou ook die seën van die Here en gaan in sy vrede hierdie Kersdag in. Die genade van die Here Jesus Christus sal met ons wees nou en vir altyd. Mag sy geboorte ook in ons harte gebeur en ons werklik verander. En mag die wêreld rondom ons ook daardeur geraak word en stelselmatig verander. Mag ons vrede ook saai daar waar ons elke dag beweeg. Amen.